plekke inneem. Broer en suster, ons sit weer vanmôre die voorreg om 'n baba te doop. So ek wil graag aan u kom voorhou. En dis nie net vir die ouers van die baba nie, maar dis vir elkeen van ons om te hoor en te herinner die wonderlike belofte wat die Here vir ons kom gee. Kom ek vra gou so, wie is al gedoop? Okay, so almal wie se hande nou op was, hierdie is vir jou. So belangrik om te hoor, hierdie sakrament, die belofte, hierdie simbool wat die Here vir ons gegee het om ons te herinner dat ons syne is. Ek lees vanmôre 'n artikel in die kerkbode van 'n dominee wat 'n boek geskryf het, Zander van der Westhuizen. Te vra hulle op jou einde, maar wat wil jy van jouself dan nou sê oor hierdie boek van jou? Toe sê hy, maar al wat ek nodig het om te sê is, ek is die Here se. En dit was vir my so kosbaar. En dis wat ons deur die doop kom bely, kom bedien is, ons deur die doop kom sê, ons is die Here se. Vanmôre, Aronay is die Here se. En dis wonderlike voorreg. Net gou die betekenis van die doop, baie kortliks. God het in die Ou Testament 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament. Testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg. Dit beteken dat Jesus Christus ons verlosser is. Dit beteken dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie. Want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Maar Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. En ons kinders is hierby ingesluit. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. En daarom is dit belangrik dat ons sal onthou dat dit meer as net 'n mooi gewoonte is. Dis 'n voorreg om my kind te bring om gedoop te word, want dit gaan by die doop oor God, wat met sy liefde vir ons kom verklaar dat hy aan ons verbind is. En dis wat die doop vanmôre kom sê. En dan het ek, my suster, nog iets wat ek sommer in my gesprek met Gerrit en Maggie agtergekom het, toe ek met hulle gesels het. Ek sien hulle nou nie, so ek neem aan hulle is nog in die moederskamer. Toe ek vir hulle vra, hoekom bring hulle vir Aronay om gedoop te word? Dis dit vir my so mooi, hulle sê, want ons wil dankie sê. Toe dink ek, dis ook so mooi betekenis van die doop. Om dankie te sê dat God vir hulle die geskenk gegee het van ouerskap, geskenk gegee het van 'n dogter. En toe gaan ons verder en ons praat oor hierdie dankbaarheid en toe kom daar 'n verdere dankbaarheid. Dankbaarheid vir ouers wat hulle groot gemaak het in die weë van die Here. Waar is oupa en ouma? Is hulle ook nou daar binne? Ek weet sien hulle nou. Daarso. Dis 'n dankbaarheid teenoor dit. Dankbaar dat die Here dit vir hulle moontlik maak. Dankbaar dat die Here hulle geseën het om mekaar te vind. Dankbaar vir liefde. En dit alles word hier saam by die doop. Dankbaar vir God se liefde wat hy vir ons kom gee het. So Gerrit en Maggie, julle kan asseblief gou na vore kom. Maar daar is jy Gerrit. Kyk jy heeltemal mis. As hy nog op binne. So dankie. Dankie vir die keuse wat julle ook maak om so Aronay te bring om gedoop te word.
kan sy sommer gebring word ook, dat sy sommer saamkom. Dat ons vra dat Aronay ook vorentoe gebring word. Die soetste baba. Met haar kan mens sê, sy slaap soos 'n baba, nee. Nie alle babas kan mens dit sê nie. Goed. Ek wil die volgende vra aan julle voorhou as 'n verbintenis. Julle het gehoor wat die doop beteken. Daarom vra ons dat julle as ouers opreg die volgende vrae sal antwoord. Ek gaan al die vrae lees, dan vir julle geleentheid gee om te antwoord, soms so saam. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondags in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God. Aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van verlossing. Beloof julle om hierdie kind in die leer, na die beste van julle vermoë te onderrig, en ook te laat onderrig, wat hard op julle antwoord. Nou wil ek graag vra dat die oupa en ouma's ook vorentoe kom, Antoinette, Paul, Corneille en Henny, as julle asseblief ook sommer net hier by hulle kan kom staan. Dat julle so kom aan die mense kan sien, Gerrit en Maggie en die ouers, julle kan so agter hulle staan. Die rede hoekom ons dit ook saamgebring het, is juist oor die dankbaarheidsgedagte, dat vir hulle, Gerrit en Maggie, is dit ook 'n manier om dankie te sê vir hulle, wat hulle op hierdie pad gebring het, en hulle gehelp het om die Here te kan leer ken, en dan op jou en hierdie keuse te kan maak. So, baie dankie ook vir julle impak in hulle lewens, baie dankie. Dan is dit nou my voorreg, maar in haar slaap te steur. Aronay Oosthuizen, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Soeter baba kan mens nie kry. Gemeente, as jy gemaklik is, kan jy net die hand van seën na hulle toe uitsteek. Ouers, dit sal goed wees, jy sommer net julle hande op hulle skouers kan sit, en dat ons die Here se seën oor hulle afbid. Here, dankie. Dankie vir die gawe van lewe. Dankie vir die gawe van ouerskap. Dankie vir kinders. Here, dankie vir dat U self geopenbaar het aan ons voorgeslagte, dat ons 'n generasie is wat met U kan groot word. Dankie, Here. En dankie, Here, dat vir Gerrit en vir Maggie, Here, dankie dat hulle pad met U loop. Dankie dat hulle opreg in hulle lewens na U soek en die lewe te lei soos U van hulle vra, om ouers te wees soos U van hulle vra. Dankie. Dankie, Here, dat ons hulle aan U kan toevertrou, Here, dat U hulle gaan bekwaam, gaan toerus om hierdie belangrike taak te kan doen, Here. In 'n wêreld wat dit soms moeilik maak, bid ek, Here, dat U hulle sal seën met die nodige deernis, nodige liefde, Here, nodige wysheid en onderskeiding in elke situasie, in elke vlak hoe hulle dogtertjie groot word, Here, dat U hulle sal voorberei, dat U hulle daai insig sal gee in Jesus naam. Ek bid, Here, dat U hulle sal seën met 'n liefde vir mekaar in die gesin,
Dat dit vir hulle 'n veilige hawe altyd sal wees, 'n oase, 'n plek waar U gedien word, asseblief Vader. Mag U goedheid en guns hulle volg. Mag hulle altyd hulle oë ophef en weet hulle hulp kom van U af. Mag U hulle begin en einde, mag U dit oppas, Here, hulle ingaan en hulle uitgaan. Mag U met hulle wees nou en vir altyd. In Jesus naam. Amen. Staan nog 'n rukkie hierso. Staan nog 'n rukkie. Gemeente, ons gaan nou 'n lied saam sing. Ek vra dat ons dit sommer staande sal doen. Laat die Here die seën op hul daal. Gemeente, U kan die plekke inneem. Ek wil net gou vir U die doop gaan so fokus op die ouers en op Aronay. Maar vanmôre wil ek graag aan U ook 'n vraag kom stel. Want dit is so belangrik dat ons as gemeente saam verantwoordelikheid vat om na om te sien en hulle te help in hierdie opdrag en taak om haar groot te maak in die weë van die Here. So deur die doop is hierdie kinders deel van die gemeente. Daarom het elkeen van ons 'n verantwoordelikheid om deur gebed en voorbeeld vir Aronay en haar ouers te ondersteun. Beloof U om hierdie verantwoordelikheid so na te kom dat Aronay die Here kan leer ken, liefkry en dien en kan groot word tot eer van sy naam. Wat's hardop U as gemeente se antwoord? Sorry. Gemeente, so ontmoet die nuutste lidmaat. Dat ek dit teruggemaak. Goed. Ja, dankie. Julle kan gaan sit. Dankie. Suster, as jy wil saam in die Bybels volg, dit wat ons gaan saam lees, is jy welkom. Ons gaan oopmaak by Job. Sorry. Julle kinders, daar vergeet ek, sorry. Dis nou tyd vir die kleuterkerk, so almal tot en met graad 2, julle kan gerus uitbeweeg. Kom ons gee vir hulle gou kans. Ekskuus Anne-Marie hoor. Kom ons bid gou weer saam. Here, baie dankie. Dankie vir U liefde, dankie dat ons ook nou mag stil word rondom U woord. En ons kom vra, Here, soos altyd in nederigheid voor U, dat U tot ons sal spreek. Dat U ons sal help om te hoor wat U dag vir elkeen van ons wil sê. Asseblief, Here,
Skep in ons harte daai goeie grond. En dankie. Dankie vir die voorreg om vanmôre hier in die gemeente en in die kerkgebou te wees. Dankie Here dat U hier is. Praat met ons in Jesus naam. Amen. Amen. My suster, jy weet ons is nou, so het 'n paar keer nou al gesê, dat ons so besig is met 'n kort reeks tussen my en Dominee Madeleine rondom lewende water. God, Jesus, die Heilige Gees wat ons lewende water is. En dat hy wil kom genees, wil kom herstel, kom bring in ons lewens. Ons het so 2 weke terug stil gestaan by skaamte en die impak van skaamte en wat God daarmee wil kom doen deur sy seun. Laasweek het Dominee Madeleine spesifiek gesels rondom gevoelens van nie goed genoeg nie. Is ek genoeg vir die Here? En vanmôre staan ons 'n bietjie stil vir iets wat nogal naby aan my hart is. En is iets wat elkeen van ons se lewens teëgaan. Ergens tref dit ons, ergens in ons lewens werk die Here daarmee. En dit is lyding of swaar kry. En daar's baie verskillende dinge in ons lewens wat lyding bring. Daar's verlies, daar's siekte, daar's trauma. Maar vandag wil ek graag oor die term van lyding praat en gesels. En dit is altyd waarop 'n mens moet versigtig loop en moet erken en besef dit nou werk ons met ons harte. En ek weet nie waaraan u dink as ek die woord gesê lyding nie, met 'n lang y. Wat kom in die gedagtes op? Of as ek sê verlies? Of as ek sê trauma? Wat kom op? 'n Mens kan sommer agterkom hoe sy hart verander 'n bietjie, né? Ons weet dat lyding, swaar kry, verlies is deel van ons lewens, deel van hierdie gebroke wêreld waarin ons leef. En ons weet ook dit raak meer as net my geestelik, dit raak my liggaam, dit raak my emosies, dit raak my hele menswees, my verhoudinge, oral dit impak my hele lewe. Dit weet ons. En ons gaan nou probeer om vandag so baie kortliks en baie vinnig na Job se lewe te kyk en hoe Job ons kan help. En ek dink ek het eenmaal gesê, maar lank terug, van waar hierdie Job verhaal eintlik in my lewe my kom help het rondom hierdie tema. Was toe 'n klasmaat van my in 'n gesprek oor Job, in 'n gesprek waar ons moeilike vrae probeer antwoord het oor waar is die Here in tyd van nood, waarom gebeur slegte goed met goeie mense? Waarom het die Here dit toegelaat of waarom het dit gebeur? Daardie vrae, en toe gee die prof vir ons 'n baie moeilike praktiese case study wat hy vir ons gee. En hy vra toe, wat sal julle doen? Wat sal julle vir so 'n persoon sê? Toe antwoord 'n klasmaat van my en sê, prof, ek sal so min as moontlik praat. Ek sal laat Job praat. En dis wat ek vanmôre gaan probeer doen, dat Job ons 'n bietjie help, dat Job 'n gespreksgenoot is in deel van hierdie gesprek, dat hy 'n bril is wat ons probeer opsit, en veral rondom die geestelike kant van lyding. En dis my vertroue, broer en suster, dat God deur hierdie verhaal vandag, dat hy met u sal gesels en dat die Heilige Gees as lewendgewende water die hele menswees sal deurspoel. Dat hy sal kom troos bring, genesing bring, herstel bring, hoop bring. En dat u vandag hier sal uitstap met 'n nuwe sekerheid. Of dan 'n bevestigende sekerheid. Dat God is vir jou. God is met jou. God stap saam met jou. God het jou. Jy is veilig in sy arms. Want hy is lief vir jou. God is met jou, God is vir jou. God loop saam met jou, God het jou, want hy is lief vir jou. Kom ons lees hierdie gedeelte gou saam. Ons gaan 'n paar gedeeltes lees, broer en suster, en so 'n bietjie. Ons spring eerstens is Jakobus 1 vers 1 tot Jakobus Job 1 vers 1 tot 5. In die land was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien en nie kwaad vermy. Hy het 7 seuns en 3 dogters gehad en was ook die eienaar van 7000 stuk kleinvee, 3000 kamele,
500 paar trekkosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. Sy seuns het om die beurt partytjies gehou in mekaar se huise. By sulke geleenthede het hulle dan hulle 3 susters genooi om saam met hulle fees te vier. En na so 'n reeks partytjies het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van offers te reinig, en vroeg die môre het hy vir hulle almal 'n brandoffer gebring. Want, het Job gesê, miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek. Job het dit elke keer gedoen. En dan word dit my vertel hoe hemelwesens by mekaar kom, was die duiwel of die Satan daar, en toe het hy gesê, maar kyk hoe goed gaan dit met Job, en hy dien jou omdat dit so goed gaan met hom. Omdat dit so goed gaan met hom, ja. Ons stel hom op daar van vers 12 al, waar die Here ook antwoord, en toe sê die Here vir Satan, vers 12, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie. Daarna, die Satan het daarna van die Here af weggegaan. En toe tref die Satan vir Job alles, en hy het niks laat verbygaan nie. Sy seuns, sy dogter, sy rykdom, sy besitting, sy huise, alles is geraak. Ons stel dit op by vers 20 tot 22. Toe het Job opgestaan, nadat al hierdie dinge gebeur het Job opgestaan, en sy klere geskeur, hy het ook sy hare afgeskeer. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom, en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem, prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig, of God iets verwyd nie. Toe gebeur hoofstuk 2. Toe kom die Satan weer voor die Here, en toe stel hom op daarvan vers 6 af. Want toe sê die Here, maar Job het hom toe nou nie verloon nie, hy het nie teen hom gedraai nie, hy het bly volg en doen wat die Here sê. Vers 6. Toe sê die Here vir Satan, goed, hy is in jou mag, net sy lewe mag jy nie neem nie. Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone. Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap. En sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. Ons gaan eers net tot hier lees, ons gaan na Job 42 later na kyk. Want suster, as lyding oor 'n pad kom, dan weet ons, ruk dit jou fondamente, dit slaat jou voete onder jou uit. Dit is maklik as lyding kom, dat 'n mens so half sin in die lewe verloor. Dat jy half verloor die rede hoekom jy nou moet aangaan en hoekom die lewe werk soos wat hy werk. Partykeer het jy gedink, alles loop mooi, alles loop reg, ek verstaan hierdie lewe, en dan kom lyding, en dan wonder jy of jy nou ooit regtig geweet het. Het jy dit ooit regtig verstaan? En nie net sin in die lewe nie, maar dit raak ook 'n mens se geloof, dit kom daag jou geloof uit, dit kom skud die fondamente. Want lyding bied vrae aan geloof, wat ons nie normaalweg sal vra as dit goed gaan nie. En interessant altyd is, daar is ook nie altyd so klinkklaar antwoorde rondom hierdie goeters nie. Lyding roep vrae op soos, waarom Here? Waarom nou? Hoekom? Hoekom ek? Hoekom my gesin? Hoekom my familie? Hoekom my vriende? Hoekom hulle? Hoekom keer U dit nie? Waarom Here? Waar is U dan nou? Waar is U in dit alles? Hoe moet ek sin hier uitmaak? En ons probeer sin, probeer daaruit kry, en dan kyk ons, en ons weet nie waarom dit te kry nie. Want ons logiese antwoorde klink nie altyd so logies nie. En baie keer klink dit te maklik, en baie keer klink dit te moeilik, en ons weet nie. Job se storie bied vir ons 'n bril, bied vir ons 'n spieël waarna ons kan kyk om ons te kom help. En as ons Job se eerste 2 reaksies rondom hierdie lyding, hierdie swaar kry probeer verantwoord, dan klink dit asof Job, soos wat hy sê, 'n baie vroom en 'n gelowige man was.
Want hoe reageer Job? Die Here het gegee, die Here het geneem. Dis reg. Hoofstuk 2 antwoord hy, en hy kom sê, maar moet ons die Here goeie goed bring, moet ons nie ook aanvaar dat hy slegte goed bring. Maar dit kom slaan sy voete onder hom uit, hierdie lyding tref hom, dis rykdom, is sy kinders, alles word geraak, sy liggaam word siek. En ons weet dat hierdie lyding het nie gekom omdat Job 'n slegte mens was nie. En dis wat baie keer lyding nog moeiliker maak, is ons voel ons verdien dit nie, want wat het ek verkeerd gedoen, en baie keer dink ons, dat omdat daar lyding is omdat ek iets verkeerd gedoen het, en ek moet nou straf kry, maar dit is nie wat hier gebeur nie. Lyding is 'n realiteit, want ons leef in 'n stikkende, gebroke wêreld. En dan tref lyding ons, en broer en suster, ek het dit net vinnig genoem, dat lyding raak my hele mens wees, wanneer ek deur swaar kry of verlies, of trauma gaan, dit raak my fisies. Dit het 'n effek op my liggaam, ek verloor energie, ek kry nie geslaap nie, my eetlus verander. My liggaam dra die pyn. Ergens in my lyf gaan sit dit, en moet ek dit probeer hanteer. Emosioneel raak het my, ek raak voel moedeloos, ek raak angstig, ek raak kwaad, ek is verward, ek word oorweldig deur depressie en swaar kry. Dit raak my sosiaal, dat ek nie weet, kan ek tussen mense wees nie, my selfvertroue gaan, ek weet nie wie ek is nie, veral as ek 'n geliefde verloor het, weet ek nie, hoe moet ek weer aanpas nie. En baie keer weet mense nie hoe om die saam met my hierdie swaar of die lyding te hanteer nie, en dan staan hulle ook 'n bietjie terug of bietjie weg, en daarom raak dit my sosiaal ook. En dan raak dit my geestelik. Nie vir almal nie, maar ek begin wonder en ek begin twyfel of ek voel die Here is nou stil, en hy moenie nou stil wees nie. Nou het ek hom juis nodig, nou het ek nodig om sy antwoorde te kry, nou het ek nodig om sy bystand te hoor. Baie keer raak dit my en dit voel net so onregverdig. En miskien het jy dit al ervaar. Lyding het die vermoë om my hele menswees te raak. Ek was Woensdag aand by die grief share groep, en dis net weer is dit daar bevestig, dat dit alles van my raak. Hoe reageer jy op hierdie lyding? Ek het nou net vir jy gesê, Job het gereageer, hoofstuk 1, alles goed, alles wel, hy het gereageer, hoofstuk 2, alles goed, alles wel, as ons die goeie moet aanvaar, moet ons die slegte ook aanvaar, en dit klink maar dit is goed, maar is dit die enigste manier hoe ek lyding kan hanteer? Is dit wat dit van 'n gelowige vra? Is dit die standaard, dat ek so moet reageer, soos Job in hoofstuk 1 en hoofstuk 2? Die enigste toelaatbare reaksie, en die antwoord is nee. Job se lyding was swaar, was diep, was omvattend. Maar Job het 'n volgende karakter gehad, hy het 'n volgende dimensie van hier om dit te verwerk, is dit het hy deurgegaan. Hy kon nie meer net hierdie hou op die ken vat soos 'n bokser en net aangaan nie. Skielik is hierdie laaste paar houe wat hom nou getref het, dit hom planke toe. En verander sy woorde in hoofstuk 3. En hy kom vervloek sy geboortedag. Ek is welkom om Job se verhaal te gaan lees. Hy sê dat sy geboortedag moes nooit aangebreek het nie. Hy roep uit na God en sê, hoekom Here, sien U nie my onskuld in my pyn raak nie, vat liewer my lewe van my af weg. Ek sien nie hier vakansie, ek verstaan nie. En waarmee is Job nou hier besig? En Job is net eerlik. Hy kon verwoord net wat nou in sy hart aangaan. Sy vriende het opgedaag, en wonderlik van hierdie vriende is dat hulle vir 6 dae net by Job kom sit het. En stilte by hom kom wees het. Maar nou raak Job eerlik. En ek dink, broer en suster, dis 'n uitnodiging aan my en u. Die ander 2 is ook uitnodigings. Dit kan wys vir ons ook hoe die Here vir ons kan vra om te reageer, of hoe ek as ek daar is in daardie situasies, en dit is hoe ek reageer, is dit reg. Maar wat hierdie vir ons ook ombied is dat ek
en u met God in gesprek mag tree. Jy hoef nie jou pyn stil te dra nie, jy hoef nie te wys jy is sterk nie. Jy mag huil, jy mag vra. Jy mag met God in gesprek tree. My Ou Testament prof het ons Job hanteer het hy gesê, jy mag soos Job jou face bal vir die Here. En sê, wat gaan nie aan Here, hoekom hierdie, waarom hierdie? As dit is wat in jou hart aan die gang is, mag jy dit doen. As daar klaagliedere is, mag jy kla. Want dis juis in hierdie rou, in hierdie eerlikheid, in hierdie soeke, waar genesing kom en waar God ons kom ontmoet. Ons is soms bang om met God eerlik te wees, want dit klink dalk 'n bietjie soos ongeloof, en ek wil nie daai paadjie volg nie, want sê nou maar, ek kom nie weer van hom af nie. Bang klink na ongeloof, maar God, broer en suster, is groot genoeg, is deernis genoeg, is lief genoeg vir ons, dat ons eerlike vrae teenoor hom, ons bal van ons face, ons gesprek, ons kwaad wees, ons gefrustreerd wees, ons verward wees, hy is groot genoeg, hy is lief genoeg om dit goed te hanteer. En hy weet wat om daarmee te maak, hy weet hoe ons in dit te help, hy weet hoe ons daarmee te begelei, hy weet hoe ons te kom vernuwe en te kom herstel. En daarom is die psalms is vol sulke mooi, eerlike emosies wat vir ons woorde gee en ons help daarmee. Geloof, broer en suster, vra juis vir ons wanneer ek oorweldig voel, wanneer ek twyfel, wanneer ek nie kan verstaan nie, dat ek in opregtheid voor God kan bring, soos Job in hoofstukke 3 tot 37, waar hy en sy 3 vriende hierdie ding probeer uitfigure, probeer antwoorde kry, probeer verklarings kry. Job se 3 vriende probeer vir hom verduidelik wat moet hy doen, en wat het hy dalk gedoen wat hy nie weet hy het gedoen nie. En Job begin in gesprek met die Here gaan, hy probeer vir sy vriende sê, maar ek het niks verkeerd gedoen nie, waarom Here, en hy raak kwaad vir die Here, en hy praat met die Here in allerlei gesprekke. En hy kry nie antwoorde nie. So miskien help Job ons, as ons tans hier is, as ons kyk na Job se reaksie, oor lyding in sy lewe. Sien ons, jy kan gelowig reageer, die Here het gegee, die Here het geneem, ek kan die slegte aanvaar, net soos ek die goeie aanvaar, en dis wonderlik en dis goed, leef daarvolgens. Maar as jy 'n paar waaroms het, vra gerus. God ontmoet jou waar jy is. Ek broer en suster, en ek is deesdae net so bewus van hoe laat Here nie per toeval dinge gebeur nie. Ek sal nie glo nie, gister by die derby, sit ek in onder 15 A's in rugby kyk. Kom sit 'n wildvreemde oom langs my. Ons begin gesels oor die rugby en die geskiedenis van Voortrekker en Witteberg. En toe vra hy vir my, wat doen ek? Sê ek nie, ek is 'n predikant. Sê hy, en ons kyk nog 'n bietjie rugby saam en ons praat. Sê dominee, hy sê toe ander, ek wil vir jou 'n storie vertel. Sê ek is reg, oom, vertel maar. Sê ek was op 'n plek in my lewe waar ek nie gedink het ek gaan uitkom nie. Wou nie meer leef nie. Ek het opgegee, ek het alles in my lewe was verwoes en vernietig. Maar die Here het my daar uitgehelp. En ek wil vir jou vertel waarom, en toe vertel hy vir my sy storie, en jy sal dit nie glo nie, ek het eendag so in my sitkamer gesit en TV kyk, en toe skielik, toe kry ek versie in my kop, wat die Here sê ek moet gaan lees. En ek wou dit nie hê nie, maar ek het dit gaan lees, en dit was Job. En toe gaan lees ek die verhaal van Job, en ek gaan woon kerk by, en so die Here my gehelp om uit my depressie, uit my diepste swakste omstandighede te bring. En nie by die rugby waar jy nou dink, as kyk na rugby, dis waar het gaan, gebeur daar hierdie goddelike oomblik. En toe die oom die woord Job sê ek was dalk reg Sondag om oor Job te praat. Maar toe getuig hy. Toe hy eerlik is in sy gesprek en God hom kom ontmoet, te verander alles. God wil ons ontmoet, en dit bring my dan by ons tweede gedagte.
Ons het nou gekyk eerstens dat lyding gebeur en dit slaan jou voete onder jou uit. Toe sien ons Job se reaksie en ons sien 3 verskillende reaksies. En toe kom ons nou by God se reaksie. Hoe het God gereageer op hierdie lyding van Job? Hoe het God gereageer op Job se gesprek met hom? En ek het hier geskryf vir myself om te onthou, teenwoordigheid bo antwoorde. En God se reaksie kan jy gaan lees in Job 38 tot 41. Ek sou dit graag saam met jou wou lees, maar dan gaan ons lank vanmôre hier wees. Maar dit is so mooi hoe God vir Job kom sê, Job, bly jy nou, dis nou my beurt om te praat, bly jy nou bietjie stil, antwoord my. En dan gaan hy so, en weet jy wat doen God met Job? Hy vat hom terug na die skepping toe. Dit is een van die mooiste skepingsverhale hier in Job 38 tot 41. Want hy vat vir Job en sê, onthou wie die hemel en die aarde gemaak. Hy sê, vra vir Job dan, was jy daar? Asof Job nie weet of hy daar was. Here sê, nee, Job, was jy daar, toe ek die see sy grense gestel het. Nou moet jy dink, hoe groot is God, nee, het hy vir die see sê net tot hier. En hy gaan verder en dan sê hy vir Job, was jy daar toe ek die sterre in hulle plekke gesit het? Was jy daar toe ek vir krokodil en vir leeu gemaak het? En toe dink ek dink Job sê, dankie, hy was jy daar nie. En hy vat deur verskillende diere, vra vir Job, was jy daar? En wat sê God eintlik toe nou vir Job? Hy sê, ek is groter as jou vrae. Ek is groter as jou logika, ek is groter as jou wysheid, ek is groter as jou verklaringe, ek is groter as hoe jy dink lyding in jou lewe moet werk, of hoe jy dink jou lewe moet werk. Ek is groter, ek is meer. Ek is goed, ek is almagtig. Jy verstaan nie alles nie, maar onthou, ek doen. Ek was van altyd af daar, ek was in die verlede daar, ek is nou hier en ek is in die toekoms daar. Ek weet hoe dit gaan lyk. Ek weet meer, Job. Ek is meer. En ek dink nie dit was noodwendig die antwoorde wat Job wou gehad het nie. Maar God kom antwoord hom met onthou wie jy praat, onthou wie ek is. God kom sê nie net, hier is jou rede vir jou pyn nie, hier is die rede vir jou lyding nie. Onthou wie ek is, onthou dat ek hier is, by jou is. En ek dink dit het alles verander. En ek dink nogal baie keer daaroor in my ouerskap ook. Baie keer dink mens, jy moet verklarings of verduidelikings gee, maar eintlik wat jou kind van jou vra is dat jy daar is. Dat jy nou kan leer, luister, dat jy hom nou kan vashou of haar kan vashou. As hulle nie die lyding verstaan wat gebeur nie. God gee nie altyd antwoorde nie, maar hy gee homself. Want hy kan sien en hy help ons om te sien. So, as jy nou nog die Bybels by het, of nou gaan ons gou Job 42 lees. Nou het ek hom toegemaak. Hierso. Tot vers 6, vers 1 tot 6. Daarna het Job vir die Here gesê, nou nadat God hom geantwoord het, nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit. Wie is dit wat U bedoelings wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie en U wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat. Ek sal vra, antwoord jy my. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien. En dan dwing het hom in rou, en nou verag ek myself, nou sit ek vol berou en sak en as. Vers 5. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien. Broer en suster, met ander woorde, Job het iets van God se teenwoordigheid ervaar, van sy almag, van sy liefde, en dit het hom verander. En dis wat God vir my en vir U kom bied. Hy bied sy teenwoordigheid, hy bied 'n persoonlike ontmoeting. Dis wat hier gebeur het.
En as ons sien in hierdie persoonlike ontmoeting van Job, sien ons dat toe skuif die hoekoms en die waaroms 'n bietjie terug. Want Job het vrede gevind, want Job het die Here gevind. Hy het altyd net tweedehands of derdehands gehoor van die Here, maar nou is dit persoonlik, nou is dit intiem, nou is dit eerlik, nou is dit in sy lewe. En hy ontmoet en hy kry hierdie vrede wat Filippense 4 op die ou einde later van praat, wat sê, alle vrede wat alle verstand te bowe gaan. Het kom net na te sê, het moenie besorg wees nie, maar maak in alles die gebed en smeking met danksegging het aan God bekend, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou hart kom waghou, in Christus Jesus. En hierdie vrede is vrede wat nie verstaan of verklaar nie, hierdie is 'n vrede wat kom dra, wat kom herstel, wat jou menswees, jou emosies, geestelik, emosioneel aanraak en kom verniede. Die vrede. Hy het erken, vers 3, dat hy oor dinge gepraat het waarvan hy nie verstaan nie, wat hy nie begrip oor het nie. Daar's iets, broer en suster, wat ons ook vir mekaar moet sê aan God, sy misterie, wat nie noodwendig verstaan of verklaar kan word nie, maar dat ons daarin kan berus, en dis waar Job hom op die ou ende bevind het, in God se teenwoordigheid, en dis wat hy vir my en vir u wil kom beloof. So, nou is my vraag nou, wat nou? Nou het ons al hierdie dinge gehoor, ons het gehoor wat doen leiding, ons het Job se reaksies gesien, ons het God se reaksie gesien, ons het gehoor dat daar 'n persoonlike, intieme ontmoeting plaasgevind. En dit is wat God vir my en vir u wil bied, 'n vrede in sy teenwoordigheid, want dis wat Jesus ons nooi, as hy sê, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, kom, vind my vrede, my shalom, my irene in die Grieks. So wat nou? En nou wil ek prakties wees. As ons sit met hartseer pyn van verlies, traumatiese ervarings wat oorweldig, wat kan ek doen? En hierdie is geestelike antwoorde, broer en suster, en is net 2. En is eenvoudig en is nie iets wat ons nie weet nie. Eersteen in hierdie leiding, wat kan ek doen? Ek kan eerlik wees. Eerlik wees met myself, eerlik wees met God. Job het nie sy woorde versag nie, ek hoef ook nie. So skryf jou gebede neer. Sê dit hardop, fluister dit as jy nie kans sien om dit hardop te sê nie, want dis wat trauma baie keer met ons doen. Ons kry nie die woord eers gesê nie. Want ek wil nie daai oopmaak nie. Sê vir God hoe jy voel. Hy weet dit klaar, maar jy's in hierdie sê, jy's in hierdie praat, gebeur daar 'n klomp herstel en genesing. Tweedens, so die eerste een is wees eerlik. Skryf, sê, fluister, praat. Tweede een is soek sy teenwoordigheid en nie sy verduidelikings nie. Lees die psalms wat vir ons woorde gee. Luister na musiek wat God jou aan kan herinner dat hy vir jou lief is, dat hy daar is. Sit stil en sê vir die Here, Here, kom wees by my. Help my om te sien dat jy hier is. Nie Here, kom antwoord my nie. Here, kom wees by my. Laat die teenwoordigheid my vul. En dan is die opdrag, doen dit daagliks. Nie net wanneer die krisis gebeur nie, nie net wanneer ek nie weet, nie net maar daagliks, net by die Here te sit. Al voel dit eers 'n bietjie vreemd, maar onthou, dis sy belofte wat hy sê, hy is met ons, hy wil ons met sy teenwoordigheid seën. En dan, kom ons vertrou die Here om binne in dit, saam met 'n klomp ander dinge, broer en suster, ek sê nie niks van die ander goeters, dit kan mense ook doen, mense help, mense sien, mense mee gaan praat, ondersteuning kry, oefening, gesond eet, genoeg rus, genoeg slaap, al daai goeters is ook daar. Maar geestelik, kom ons wees eerlik by die Here. Kom ons soek sy teenwoordigheid en wees by hom. Kom ons bid saam. Broer en suster, as jy weet van iemand wat tans deur lyding gaan, of onlangs, en jy weet, dit is swaar en worstelend, soms oorweldigend vir hulle, wil ek julle nou vra dat u asseblief net gou daai mense in die gedagtes sal oproep en na die Here toe bring, daar waar jy nou sit.
As dit is vir jouself, doen dit ook. Here, U weet en ken ons beter as onsself. Here, U ken ons elkeen hier en U weet waar ons baie keer is en hoe ons deur die lewe gaan en hoe ons met sekere dinge in ons lewens probeer verwerk, probeer antwoorde kry. U weet, Here, hoe trauma baie keer ons gedagtes in ons lewens kom oorneem, dat ons allerhande triggers het, Here, wat ons baie keer irrasioneel laat optree. Here, U weet dat ons soms in ons samelewing en die wêreld waarin ons leef oorweldig word deur angs, deur verwagtinge, deur spanning, deur dinge wat net te veel is. Here, U weet dat lyding ons baie keer onderkry, dat ons nie uit die bed uit wil klim nie wil opstaan nie wil aangaan nie. Here, U weet dat ons baie keer so soekend is na verduidelikings en antwoorde en hoekoms en waaroms, dat dit ons oorweldig, ons gedagtegang oorweldig, dat die vrede ook ons op so 'n manier bly ontwyk. Here, kom ontmoet ons, kom vind ons, kom raak ons aan. Kom help ons, Here, as ons koppe met ons weghardloop. As ons koppe met allerlei speelietjies met ons speel en ons gedagtes na dinge te vat wat dit nie moet nie. Here, help ons om die teenwoordigheid raak te kan glo. Dat ons sal glo U is met ons, dat ons sal glo U stap die pad saam met ons, dat ons sal glo U is vir ons lief, dat U vir ons is, dat U ons vashou en ons wil dra. Asseblief, Vader, help ons met daai geloof, dat daar niks vir U onmoontlik is nie, ook hierdie lyding waardeur ek nou gaan of in is, dat U my ook hierdeur elke dag die nodige krag sal kan gee. Ons siele sal kom verkoop met U teenwoordigheid. Here, help ons, maak ons oë oop, maak ons ore oop, maak ons harte oop om U te ontvang, sodat ons kan getuig, sodat ons kan gaan vertel, sodat ons met vrede kan leef. Vreugde wat rus, asseblief, Here. Dankie dat ons hierdie dinge van U kan vra. Dankie dat ons U daarmee kan vertrou. Dankie, Here. Amen. U is nou welkom om die Here te dien met die offergawe.